Ons like en share maklik iets op sosiale media. In vandag se teks hoor ons hoe ons die koninkryk van God moet like en share en hoe dit anders te lyk as dit waaraan ons gewoond is. Vriende, goeiedag en welkom by vandag se geleentheid hierso op ons aanlyn platform. Ons is tans in koninkrykstyd, die laaste fase van ons kerklike jaarsiklus. Dit strek nou van nou af tot en met einde November waar ons dan die nuwe kerkjaarsiklus gaan begin met Advent. In hierdie tyd kyk ons nie net na dit wat God gedoen het in die geskiedenis van mense nie, maar ook hoe dit ons as gelowiges aktiveer om 'n agent van sy koninkryk te kan wees. Met ander woorde, hoe lyk die lewe van iemand wat 'n burger is van God se koninkryk? Hoe leef 'n mens om vir mense te wys dat Jesus Christus in jou lewe is en werklik verandering in jou lewe teweegbring? Vandag lees ons 'n teks wat skerp en direk is en dalk met sekere gevalle ook 'n bietjie konfronterend is, maar dit wys vir ons die pad van disippelskap en wat dit van ons as gelowiges vra. Ek wil dalk net eers dit sê ook wat vir ons belangrik is vandag is dat wanneer ons so saam uit 'n teks uit lees, dan het ons altyd 'n bepaalde afbakening. Maar daar's 'n groter storie agter die teks en die evangelieskrywers het baie kreatief omgegaan om Jesus se verhaal op 'n besonderse manier te kan vertel. Elkeen met hulle eie fokuspunt en bepaalde konteks waarvoor hulle geskryf het. So vir ons om vandag hierdie teksgedeelte se fyn nuance te verstaan, help dit ons om te gaan kyk na die groter verhaal. Lukas skryf in 'n baie groot gedeelte van sy evangelie die verhaal van Jesus wat op pad is van Galilea af na Jerusalem toe. Ons ken dit as die reisnarratief. In die reisnarratief hoor ons hierdie reis wat Jesus aanpak en behalwe vir die fisiese reis wat Lukas ons van vertel, wil hy vir ons eintlik iets metafories ook vertel van Jesus se reis wat van die begin van sy openbare bediening af reis na Jerusalem toe en dan weet ons wat vir hom daar voor lê en dis die Paasgebeure. Die reisnarratief begin hier in Lukas 9 by die vers 51 wat ons vandag gaan lees, maar in hoofstuk 9 sien ons hierdie opbou na die begin van Jesus se reis toe. Hy kondig 2 keer aan dat daar vir hom lyding voorlê in Jerusalem. En die disippels hoor ons verstaan dit nie eintlik heeltemal baie goed nie. En dan die ander ding wat ook gebeur in die hoofstuk 9 van Lukas is dat Jesus se verheerliking op die berg plaasvind. En dit is so half sy inleiding vir sy die begin van die reis wat hy aanpak. Ons begin vanoggend by vers 51 wat hierdie drastiese gebeurtenis aan die gang sit wat nou vir hom voorlê. Die teks sê, toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Jesus is hier nie net meer besig om mense te leer of wonderwerke te doen nie. Hy rig nou sy vizier op Jerusalem en die Paasgebeure wat daar gaan afspeel. Hierdie reis van hom is 'n roete van gehoorsaamheid, liefde, selfprysgawe en uiteindelik dan ook die dood en die opstanding. Lukas gebruik hierdie reis van Jesus om so te vertel hoe Jesus met mense omgaan op hierdie reis deur hulle te leer wat dit beteken om 'n disipel van hom te wees.
Dit wys vir hulle werklik, as julle saam met my op hierdie reis gaan, wat gaan dit van julle vra? Kom ons lees saam uit Lukas 9 van vers 51 af. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en die boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe 2 disippels, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons lees tot sover. As mens nou dink aan hoe 'n reis gaan en ons verstaan hierdie reis van Jesus nou binne hierdie konteks wat ons het, dan klink dit asof Jesus se reis van die staanspoor af nie baie goed begin het nie. Hulle het hierdie teenkanting van die Samaritane wat Jesus verwerp. En Johannes en Jakobus is glad nie gelukkig hieroor nie. Hulle het 'n baie skerp reaksie op dit. Kom ons verstaan bietjie van waaraf kom hulle. Hulle reis van Galilea af tot in Jerusalem. En tussen hierdie 2 punte lê die landstreek Samaria. As 'n mens doelgerig en die kortste pad kies om hierdie reis aan te pak, dan sê die geleerde mense vir ons dat hierdie reis so min of meer tussen 6 en 8 dae sou geneem het. Dit het die gevolg gehad dat mense wat hierdie reis aanpak, staat gemaak het op klein dorpies op die pad om te oornag en die gasvryheid van hierdie inwoners om vir hulle plek te gee om veilig te kan oornag voordat hulle verder reis. Dis wat Jesus en sy disippels nou ook op hierdie reis van hulle doen. Daarom stuur Jesus die mense uit om vooraf reëlings te gaan tref, hulle is op pad. Die mense wat hierdie reis onderneem het gewoonlik 2 keuses gehad. Of jy kan deur Samaria reis wat die kortste pad is, of jy kan om Samaria gaan wat 'n klein bietjie langer is. En die rede hoekom hulle hierdie keuse moes kies, want niemand kies eintlik die langer pad sommer net nie, daar moet 'n rede wees daarvoor. En die rede hoekom hulle moes kies is omdat die Jode en die Samaritane hierdie diep gewortelde vyhandigheid, wantroue en minagting vir mekaar gehad het, wat alles ontstaan het uit 'n konflik oor waar is die regte plek nou om te aanbid. Die Jode het gesê, die regte plek vir aanbidding is by die tempel in Jerusalem waar die Samaritane geglo het, dat die plek van aanbidding waar ons God kan aanbid, is op die berg Gerizim. Sonder 'n veilige oornagplek was mens maar uitgelewer ook op jou reis, en dit het gepaard met die Samaritane wat 'n weerstand het om die Jode tegemoet te kom, het hulle genoop om Samaria te reis. Toe die Samaritane hoor dat Jesus op pad is Jerusalem toe wou hulle niks van hom weet nie. En Jakobus en Johannes het hierdie tipiese menslike reaksie. Hulle wil met mag en krag bewys dat die Samaritane verkeerd is. As Jesus op pad is Jerusalem toe, dan beteken dit mos nou dit moet die regte plek wees van aanbidding.
En julle verwerp hom daarvoor, of gee dit ten minste as die rede vir die verwerping. So, ons wil vir julle nou met die krag van God wys hoe verkeerd julle is. Hulle verstaan hierdie krag van God vanuit 'n gebeurtenis uit die Ou Testament uit, waar daar vuur uit die hemel uit neergedaal het op mense wat God nie erken het as die God van Israel nie, wat God se krag nie erken het nie. Hulle wil wys dat hulle reg is en hulle wil God se mag en krag gebruik om die Samaritane te oorreed. Maar Jesus vermaan hulle. Hy wil vir hulle wys dat daar 'n nuwe orde aangekondig word en dat daar 'n nuwe manier van dinge doen is in die koninkryk van God. Hy wys vir die disippels dat keusevryheid en die verantwoordelikheid wat saam met dit kom, 'n teken van sy liefde is. Jesus het die mag om hierdie mense te dwing of met krag hom op hulle af te dwing, maar hy kies om hierdie mense se keusevryheid te respekteer. Al beteken dit dat hy verwerp word. Dis 'n daad van liefde, dink ek, om vir mense ruimte te kan skep, om self te kan kies, al weet ons, of al is ons oortuig daarvan dat hulle die verkeerde keuse maak. In teenstelling wil Johannes en Jakobus hierdie harte verander deur mag te gebruik en nie genade nie. Hulle koppe haak hier vas by iets wat ons goed ken in ons samelewing as 'n cancel culture, waar as iemand nie saam met my stem nie, of as ek nie saam met daai persoon stem nie, of iemand het my te nagekom, dan kan ek hulle heeltemal uitwis. Maar Jesus sê vir hulle, in die koninkryk van God, dink ons anderste as in die wêreld. God dwing nie loyaliteit of liefde af nie. Hy laat ons toe om te kies of ons dit wil ontvang. Dit maak tog in ons eie lewe ook vir ons sin. As ons dink aan verhoudings, jy kan nie jouself in 'n verhouding op iemand afdwing nie. Geen verhouding sal groei of suksesvol wees as jy manipulasie tegnieke of mag of krag moet gebruik om iemand te maak van jou hou nie. 'n Mens kan nie 'n ander mens dwing om vir jou lief te wees nie. Dis iets wat van self moet groei en moet ontwikkel. Die liefde van God wat ons hier in Jesus Christus raak sien, is 'n oop hand wat uitreik. Nie 'n hand wat gryp nie, maar wat nooi om te sê, vat my hand en kom reis hierdie reis saam met my. En as mens hierdie hand vat, dan reis 'n mens hand aan hand saam. Jy word nie saam gesleep op hierdie reis nie. In hierdie gedeelte hoor ons dan, as jy hierdie hand vat, as jy God se hand vat, dan beteken dit jy kies ook die pad wat saam stap. 'n Pad wat nie net genade bring nie, maar wat jou roep tot gehoorsaamheid, tot 'n ander manier van leef. Jesus dwing niemand nie, maar as jy kies om hom te volg, dan vra hy om jou lewe te gee. Ek wil die groter konteks van hierdie verhaal nou gebruik om hierdie gedagte te vertaal in ons lewe vandag. Onthou, ek het gesê dat hierdie die begin is van Jesus se reisverhaal, wat vir ons iets wil leer oor wat dit beteken om 'n disipel te wees, 'n volgeling van Jesus. En van die staanspoor af hoor ons, dit kan nie afgedwing word nie. Ons wil so dikwels reg wees. Ons wil so dikwels iemand oortuig van dit waarin ons glo met ons woorde. Dan raak ons met hierdie eindelose debatte betrokke. En ons mis dit om net liefdevol teenwoordig te wees. As jy 'n ou se kop wil swaai, gaan dit jou niks in die sak bring om met mag en manipulasie iets op hom af te dwing nie.
om iemand se keusevryheid en hulle verantwoordelikheid te erken en om te erken dat daai persoon mens in eie reg kan wees, wat hulle eie keuses kan maak, lyk vir my meer na die antwoord uit hierdie teks. Ons sien dit in Jesus se aksie wanneer hy die koninkryk van God aankondig. Hy dwing dit nie op mense af nie. Hy sluit net die deur oop en dan nooi hy mense in. As ons net kyk na wat nou in die wêreld aangaan met al die oorloë, dan sien ons juis wat gebeur wanneer mense hierdie ding van keusevryheid en om mense in eie reg te wees, heeltemal mis. Julle wil nie maak soos wat ons sê nie, so ons gaan vuur uit die hemel uit op julle laat neerdal. Ons sien daagliks op sosiale media nog 'n video van 'n klomp missiele wat op 'n gebou neerdal. Julle wou nie vir ons hoor nie, so daar's dit nou. Julle het ons te nagekom, so hier's julle deel wat julle toekom. In plaas van vuur uit die hemel, kies Jesus om self hierdie verwerping te dra. Hy kies om self die vuur te wees tot aan 'n kruis. En dit wat ons daar sien gebeur aan die kruis, wys vir ons dat God se mag nie vernietigend is nie, maar uit 'n plek van selfopoffering uitkom. Hoe hanteer ek dit dan as iemand my geloof afwys of my op enige ander manier teenstaan? Ons het baie keer die beste bedoelings om die evangelie te verkondig. Hoe moet ek dan net terugstaan en toekyk hoe daai persoon nie hierdie goeie nuus wil aanvaar nie? Of wanneer iemand anderste my te nakom, hoe moet ek net terugstaan en toekyk hoe iemand anderste my keusevryheid en miskien my ontneem om mens in eie reg te wees? Dis hier waar die dinge vir ons moeilik raak. Dit is hier waar ons as mense met ons egos begin kleitrap. Die groter verhaal help ons weer eens om ons te lei wat Lukas hier vir ons verleer, want net nadat Jesus verwerp is, kry ons amper half die teenoorgestelde van verwerping vir mense wat sê, Here, ek wil U baie graag volg. Mense wat bereid is om sy hand te vat en die reis saam met hom te stap. Maar dan klink dit amper asof Jesus hierdie onmenslike vereistes en voorwaardes stel vir mense wat saam met hom wil gaan. Is dit nie dan teenstrydig met die evangelie en dit wat ons hoor nie en dit wat ons ken nie? Wil Jesus hierdeur dan vir die mense sê dat familie nie 'n belangrike saak is nie, so jy moenie eers moeite doen om te draai om hulle te gaan groet nie? Jesus vir mense sê, of vir ons ook sê vandag, dat ons nie ons mense moet begrawe nie, of dat 'n volgeling van Jesus, en om werklik 'n volgeling van Jesus te wees, beteken dat jy nie 'n huis moet hê nie. Miskien klink dit nou asof Jesus eers sê, jy die keuse, vrye keuse om my te kan volg, maar as jy dan kies om my te volg, dan moet jy alles prys gee. Dis nie noodwendige teenstrydigheid nie. Dis nie 'n voorwaarde nie. Dis eerlik. Dis liefde wat nie dwing nie, maar liefde wat alles van jou vra. As jy kies, is dit nie 'n keuse vir 'n mooi gedagte nie. Dis nie 'n koue opoffering of iets wat sommer net ligtelik gebeur nie. Dis 'n keuse vir 'n lewe wat alles deurdrenk en vorm, omdat dit jou hele hart raak. In die sosiale media leefwêreld, waaraan ons so baie gewoond is, het ons verskillende terme wat ons gebruik om interaksies op sosiale media te beskryf. Nou, ek gaan nou nie vandag so verantwoordelik wees soos RSG om dit nou in die mooi Afrikaanse terme te verwoord nie, want ons almal ken dit maar in die volksmond in Engels. Jy maak 'n post op Instagram of op Facebook, soms is dit reels op TikTok,
En as ons so deur sosiale media draai en blaai en jy sien iets waarvan jy hou, dan like jy dit. Jy druk daai like knoppie op jou selfoon en sê ek hou van dit. As jy baie van dit hou, dan en jy wil graag hê dat van jou vriende of die mense wat jou volg op jou sosiale media dit ook moet sien, dan share jy dit ook. As daar 'n sosiale media persoonlikheid is met wie jy baie aanklank vind, dan follow jy hulle op sosiale media. Druk fisies daai follow knoppie en wat dan gebeur is jy weet dat as hierdie mense nuwe materiaal vrystel, dat dit ook op jou sosiale media gaan opkom. Dit kos jou niks om iemand op sosiale media te volg nie. Inteendeel kry jy net voordeel daaruit, want jy kan die inhoud sien wat vir jou vermaak verskaf of wat vir jou interessant is. Om iemand te follow is heeltemal anoniem en jy hoef niks vir dit op te offer nie. Jesus sê, om my te volg, kos jou iets. Dit gaan van jou opofferings vra. Dit gaan van jou vra om oor te gaan in aksie, en nie net te sê jy volg my nie. Dit gaan inset te kos. Dit gaan beteken dat jy anderste na jouself moet kyk, en anders te gaan kyk na hoe jy jouself teenoor ander mense uitleef. Op sosiale media maak ons navolging van ander mense niks aan ons nie. Dit verander nie jou identiteit nie. Dit maak nie dat jy nou ewe skielik George, die volgeling van so en so is nie. Jesus sê, om my te volg, verander jou identiteit. Wanneer ons burgers is van God se koninkryk, dan is ons navolging van Jesus nie net 'n klik. En ons trek al die voordeel daaruit. Ons navolging is om ons kruis op te neem en Jesus se hand te vat in hierdie reis van hom, wat die pad van lyding is tot in Jerusalem, saam met hom te stap. My vraag vanoggend aan jou is, wat kos dit jou om vir Jesus te volg in jou eie lewe? Dit gaan hier oor meer as net wat jy agterlaat. Dit gaan hier oor meer as net die ou ek. Dit gaan oor wie jy volg. Wie is hierdie persoon wat jy volg en wat maak dit aan jou? Dis nie 'n koue opoffering nie, dis die vreugde om in 'n verhouding te leef met die een wat sy hele lewe vir jou gegee het. Dis nie moeite nie, dis liefde. Maar dit gebeur dikwels dat ons soms wil wegstap van dit af. Dat ons sê, weet jy, dit kos nou net te veel van my. Ek wil net vir 'n oomblik bietjie hierdie reis stop of 'n asemhaal oomblik hê. En dan kom ons met die eers net gou goed, wat Lukas ook sê. Ek wil u volg, Here, maar ek wil eers u woord beter verstaan. Of ek wil my verhouding met u eers op 'n beter plek kry voordat ek regtig 'n disipel kan wees van u. Eendag as u my spaar, sal ek baie meer toegewyd wees, want ek wil eers net gou, Here. Daar is dalk nou iets in jou lewe, gebeurtenis, of dalk 'n fase van jou lewe waarin jy nou is, wat jy werklik dink 'n goeie verskoning kan wees wat jy kan aanbied, wat jou weerhou om werklike volgeling van Jesus te wees, om die pad saam met hom te stap. Ons dink so maklik, ons moet eers reg wees om hom te volg. Maar al wat hy vra, is dat jy bereid sal wees om saam met hom te stap. Wanneer ons Jesus volg, laat ons dit alles agter en ons slaan die hand op die ploeg. Dis hoe ons vanoggend die teksgedeelte uit Lukas 9 ook afgesluit het. Deur te ploeg en heeltyd
terug te kyk en nie jou oog op die lyn te hou wat jy moet ploeg nie, dan weet 'n mens jy gaan skeef ploeg. Dalk voel jy vanoggend vasgevang tussen dit wat agter jou is en dit wat nog voor jou lê. Maar die uitnodiging is dat jy dit moet bring en dit voor Jesus se voete kom neersit. Jesus kyk nie na jou pogings nie, hy kyk na jou hart. En hy nooi jou vorentoe. Bring hierdie dinge wat in jou pad staan en gee dit alles vir hom. Want die kruis is vir ons 'n bewys dat God vir ons sê, jy's geliefd. Kom, laat ek jou wys wat kan ons vermag. Jy word uitgenooi om Jesus te volg, nie met 'n klik wat niks van jou vra nie. 'n Klik op sosiale media wat maar niks betekenis het nie. Maar om dit met jou hele lewe te doen, jou voete wat saamstap, jou hande wat koninkrykswerk doen, jou oë en ore wat onreg en nood rondom jou waarneem. Ons beleef in hierdie verhaal die spanning tussen genade en koste. Jesus dwing ons nie, hy manipuleer ons nie om hom te volg nie. Hy respekteer ons keusevryheid om te kies. Maar as ons kies, vra hy ons hele lewe. Om af te sluit wil ek jou weer terugneem na waar ons begin het vanoggend, met die begin van Jesus se reisverhaal. Lukas wy dan omtrent 10 hoofstukke toe in sy evangelie om deur middel van Jesus se reis te verduidelik hoe lyk die lewe van 'n disipel. Hoe lyk die lewe van iemand wat saamstap? En as ons daai lewenswyse gaan kyk, is die vraag vanoggend vir ons, like en share ons dit in die koninkryk van God. As ons dit wat ons van hom ontvang, sy genade vir onsself like, dan word ons uitgenooi en opgeroep om dit ook te share, om dit so uit te leef. Ons word uitgenooi om die liefde en die genade te deel elke dag van ons lewe, waar ons agente is van God se koninkryk. Dit omdat Jesus ons nie net op ons sosiale media platforms like nie, hy roep ons. Hy hou nie net van ons nie, hy het vir ons gesterf. Amen. Kom ons bid saam. Dankie dat u nie met 'n harde stem of dwingende hand na ons kom nie, Here, maar met oë vol liefde en 'n hart wat roep, kom volg my. Dankie dat u vir ons die pad oopgekap het en vir ons kom wys hoe om daar op te wandel sonder om net reëls neer te lê. Dit troos ons om te hoor, Here, dat u nie wag vir volmaakte volgelinge nie, maar vir bereidwillige harte wat kies om saam met u te stap. Vanoggend bring ons vir u ons begeerte om deel van u weg te wees sonder ons perfekte lewens. Sonder voltooide planne maak ons hande oop, Here, sodat ons u hand kan neem. U ken ons eers net gou verskonings, Here, en u ken die dinge wat ons vashou, maar in u teenwoordigheid wil ons dit stil neerlê. En nou, Here, sê ons met die geloof wat ons bely, groot of klein, dat u ons Here is. Ons glo. Amen. Mooi dag vir jou.